Het jy al ooit op jou selfoon gekyk en gewonder, hoe lank sit ek nou al hierso? Kyk op jou horlosie en sê, like 45 minute so pas verby en ek het nie beplan om so lank te skraal nie. Ek wil net een dingetjie gekyk het, een teksmessage oopgemaak en voor jy ooit via Facebook, Instagram, YouTube, wat ook al, dit het net gebeur. Jou aandag het stadig begin afdwaal. Ek dink dit is hoe meeste dinge vandag in die lewe met ons werk, hoe dinge maar gebeur. 'n motor dryf stadig uit sy baan uit, iemand verloor fokus en voor jy ooit weer met daai kar terugruk of 'n gesprek dryf weg van die onderwerp, die oorspronklike onderwerp, so maklik, nee. Praat ons, jy begin hier en dan eindig jy daar. Soms is dit 'n ernstiger ding, soos 'n vriendskap wat uit mekaar uitdryf of 'n huwelik wat uit mekaar uitdryf. Selfs kerke kan afdwaal van dit waarvoor God hulle geroep het en as ons eerlik is, die ding wat die maklikste dryf is ons eie harte. Ons harte kan ook maklik afdwaal. En dis nie gewoonlik hierdie dramatiese dinge wat gebeur nie. Dis gewoonlik stadig, stelselmatig, amper onopgemerk of ongemerk gaan dit net. En voor jy oë uitvee, dan is jou hart net iewers skielik op 'n plek waar jou toewydings lyk anderste. Nou hierdie hele week in ons oordenkings het ons daai gedagte bespreek dat 'n hart vergeet vinnig. Maar hier is die goeie nuus. God weet dit. God weet ons harte dryf maklik en hy is nie verbaas oor hoe maklik dit vir ons gebeur nie, hoe maklik ons harte afdwaal nie. Inteendeel, as jy die Bybel lees, ontdek jy dat God nog altyd geweet het dat sy mense het 'n vergeetagtige gesindheid, 'n vergeetagtige ingesteldheid, 'n hart vergeet vinnig en daarom gee hy vir ons oor. Hy gee vir ons sekere ritmes wat ons kan volg, dinge wat ons help om ons harte terug te roep na hom toe. Dink byvoorbeeld aan Israel. Vir 40 jaar leef hulle in die woestyn en uiteindelik staan hulle hier op die drempel van die beloofde land. Dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe begin. Hulle gaan in hierdie nuwe era ingaan en vir 40 jaar, hulle het wonderwerke beleef en druk ook beleef, maar nou staan hulle hier en hulle staan voor hierdie nuwe seisoen en hulle kry hierdie waarskuwing oor die oeste wat hulle gaan kry en die vrede wat hulle gaan beleef en dis juist hoekom God hulle waarsku. Hy waarsku hulle nie oor oorlog en oor vyande en eens oor droogte nie. Hy waarsku hulle juist oor iets anderste, wat ek nou net gesê het. Hy waarsku hulle oor hulle oeste en hulle vooruitgang en die huise wat hulle gaan en die kinders wat hulle gaan kry en die welvaart wat hulle gaan beleef. Ons lees dit in Deuteronomium 8. Ek wil aanmoedig om dit self te gaan lees, maar Moses kom en hy waarsku hulle, eendag gaan julle mooi huise bou en julle gaan voorspoedig word, julle gaan baie kinders kry en julle gaan vergeet van die Here. En dan sê hy vir hulle, moenie die Here vergeet nie. Nou dis vir my so 'n interessante waarskuwing, want ons dink gewoonlik moeilike tye is die grootste gevaar vir ons geloof. 'n Groter gevaar is makliker tye. Maar God kom sê, soms is gemak net so gevaarlik. Dis eintlik wat Moses vir hulle hier kom leer in Deuteronomium 8. Jy sien, want swaar kry kan maak dat ons aan God twyfel trek, dat ons wonder soms, is hy betrokke, is hy hier by ons? Maar jy sien, gemak kan maak dat ons eenvoudig van God vergeet. Hoekom? Want dit gaan nie eenvoudig net te goed met baie mense. Nou, God ken die menslike hart en hy weet hoe maklik ons aandag kan verskuif, hoe maklik ander dinge belangriker vir ons kan word, hoe maklik ons begin leef asof ons onsself eintlik onderhou. Hierin is die gevaar, want ons begin self onderhoudend word en daarin kom hierdie gedagte dat ek kan op my eie. Maar jy sien, God doen nie net iets besonders deur hulle te waarsku nie, terug by Deuteronomium 8 nie, hy gee ook vir hulle 'n manier om te onthou. 'n Paar boeke later lees ons van Joshua. Israel staan hier voor die Jordaanrivier en jy moet dit nou nie kronologies probeer verstaan, hier gebeur alles half so saam. Nou Israel staan, hulle is op pad in die beloofde land toe, hulle staan voor die Jordaanrivier, dis oestyd en die rivier is in vloed, hy is vol, ek wil daai water stroom daardeur, daar's geen brug naby vir hulle nie en geen manier vir hom veilig oor die rivier te kom nie. En dan doen God weer 'n wonderwerk. Hy sê vir die priesters om die verbondsark te vat en voor die mense te loop en deur die rivier te loop en dan vat hulle die verbondsark en dan stap hulle in die water in en onmiddellik toe hulle voete daai water tref, hou die rivier op 'n vloei. En ewe skielik is daai rivier kurkdroog en die wil ek sê nou kurkdroog, maar daar's geen meer water nie, so dis seker dalk nog nat, maar die volk loop deur hierdie rivier en dis ou mense, dis jong mense, dis kinders en hulle almal stap hier deur en dis besonder, hulle stap deur en hulle is veilig aan die ander kant. En dan kom God en hy kom gee vir hulle nog 'n opdrag. Hy kom sê vir hulle, vat 12 klippe uit hierdie rivierbedding of uit hierdie rivier uit en bou hier 'n gedenk, ek wil amper sê 'n altaar, of ek wil nie sê gedenkmuur, maar 'n altaar, was nie 'n muur nie, 'n altaar, so dis 'n gedenksaltaar. Hy gee vir hulle die opdrag om dit te doen. Maar hoekom sal God daai opdrag gee? Hy sê, sodat die toekomstige geslagte van Israel hulle kinders sal verbystap en sê, hoor hierso, pa, ma,
Wat is hierdie 12 klippe? Waarvoor staan hierdie klippe hierso? En dan sou die ouers weer die storie vertel. Die storie van God se getrouheid, van sy voorsiening, van sy krag, van hoe hy daai mense, hoe hy sy mense, duisende mense vir 40 jaar versorg het en hulle gebring het by die punt en vir hulle deur die rivier veilig aan die ander kant gekry het. Nou ek hou so baie daarvan want God bou doelbewus herinneringe in sy volk se lewe in. Nie omdat hy vergeet nie, maar omdat hulle sou vergeet. Hulle sou beginne die genot van die lewe beginne kry het en ewe skielik sou hulle beginne wegdryf het. En skielik as jy die Bybel gaan lees, gaan jy agterkom daar's verskeie gedeeltes in die Bybel waar hierdie gedagte van herinnering, ritmes om te onthou is in die skrif ingebou. Ek dink aan dinge soos die Sabbat, die feeste, die altaar, die gedenkstene wat opgerig is, die Pasga. Nee, alles het dieselfde doel en daai doel is om God se mense se harte weer op hom te rig. En dit laat my met 'n vraag. As Jesus ook geweet het dat sy disippels, die disippels wat naby aan hom was, wat by hom was, sy harte ook net so maklik sou afdwaal, want hulle is net mense, wat se ritmes sou Jesus vir hulle gegee het? Nou, ons weet, hierdie het gebeur, eendag kom die disippels na Jesus toe en hulle het hom dopgehou en hulle het sy wonderwerke gesien en hulle het sy prediking gehoor, hulle was mos nou vir 3 jaar meerendeels om hom en hulle was naby aan hom en hulle kom na hom toe, ten spyte van al daai groot goeders, kom hulle toe en hulle vra vir hom iets baie spesifieks. Hulle sê, Jesus, leer ons om te bid. En Jesus antwoord vir hulle hier uit Lukas uit. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan en bring ons nie in versoeking nie. Nou ek dink dit is so belangrik om raak te sien wat Jesus doen. Hy gee nie bloot vir sy disippels woorde om op te sê nie. Dis nie 'n rympie nie. Dis nie net goeie idees nie. Nee, hy kom gee vir hulle eintlik 'n ritme, 'n daaglikse manier om hulle harte weer na die Vader toe te draai. Hy sê elke keer wanneer ek bid, dan moet ons begin met Vader. Met ander woorde, daar's 'n ritme. Elke keer wanneer jy bid, begin met hierdie ritme en sê, Vader, wat beteken dit? Ek onthou aan wie ek behoort. Ek onthou ek behoort aan die Vader. En dan wanneer jy bid, dan sê jy, Vader, laat u naam geheilig word. So ek onthou, dit gaan nie oor my naam wat belangrik is nie, dit gaan oor God wat belangrik is. En wanneer ek bid, moet ek sê, Here, laat u koninkryk kom. Ek onthou dan dat my lewe nie eerste oor my koninkryk gaan nie. Wanneer ek bid vir daaglikse brood, onthou ek dat ek vandag afhanklik van God is, dat my sekuriteit en die voorsiening wat ek geniet elke dag en die beskerming van my gesin is eerstens uit die bron van wie God is. Wanneer ek bid vir vergifnis, wat gebeur dan? My hart bly sag. Wanneer ek bid en ek sê, Here, lei my nie in die versoeking nie, erken ek dat hierdie dag nie in my eie krag geleef moet word nie. Dat ek moet besef, elke liewe dag moet in die krag van God geleef word. Jy sien, Jesus gee nie net 'n gebed nie. Hy kom gee vir sy disippels en eintlik vir ons vandag nog steeds. Hy kom gee vir ons 'n ritme wat ons harte elke dag terugbring na die Vader. Nou, ek wil vandag iets baie persoonliks met julle deel. Dis niks scary nie. Dis eintlik iets baie besonders, iets baie oulik, iets baie mooi. Ek het gister met jou denk en sê, daar's 'n geheim wat ek met julle wil deel en ek wil dit graag vandag gou met julle bespreek. Nou, 'n paar weke terug, amper presies 'n maand terug, het 'n vriend van my vir my 'n video aangestuur en in hierdie video is dit iemand wat praat oor die gedagte dat hy het vir homself 'n wekker gestel vir 2 minute oor 11, 11:02. En daai wekkertjie het hom kom herinner aan 'n ritme, aan iets baie besonders. Nou, daai tyd, en dis nou wat ek vandag met julle wil deel, dat ek wil ook hê, jy moet eintlik vir jou ook 'n wekkertjie stel vir 2 minute oor 11. Dit gaan nie eintlik oor die tyd nie. Dit gaan oor waarna toe die tyd verwys. Dis wat regtig besonder is van daai tyd, 11:02. Kom herinner aan dit wat ons nou net gelees het. As jy die preek gevolg het, so jy gesien het, die Onse Vader is in Lukas 11 en dit begin by vers 2. Dit begin met Jesus se woorde wat sê, wanneer julle bid. En elke dag, wanneer my alarm afgaan, wat gebeur? Ek het daai wekker vir my gestel, dan stop ek. Nou, partykeer is ek alleen. Dit het nou al 'n paar keer gebeur en eintlik in die laaste maand dink ek was ek seker 4 of 5 keer 11 uur die oggend alleen, wat op my wys ek's baie tussen mense. Partykeer sit ek in 'n vergadering, partykeer sit ek saam met ander mense en meer as een keer
het ek al vir mense gesê, en gewoonlik, is interessant, ek is baie keer as ek ongelowig is, maar ek was al om mense wat nie gelowig is nie, en dan sê ek vir 'n oomblik, sê, hoorie, kan julle my gou verskoon, ek het hierdie daaglikse herinnering om te bid, en ek wil graag net gou as julle nie omgee net vinnig bid, en weet julle wat, nee, nog nie een persoon was deur daai rede vir my om gou te stop en te bid geïrriteerd nie. Inteendeel, daar was al 'n hele paar keer wat mense vir my gevra het, kan jy sommer vir ons ook bid? Dis so mooi gebruik, sal jy net vir ons ook sommer nou saam bid? Nou, dis ongelooflik hoe mense 'n oomblik van stilte net verwelkom in 'n wêreld wat net nooit ophou raas nie. En ek het iets in my eie lewe begin raak sien, en ek dink dis eintlik die groot getuienis vir my, en hoekom ek so opgewonde is om hierdie met julle te deel. Dis nie omdat ek perfek bid nie, maar omdat in die laaste maand, elke liewe dag, onderbreek ek my dag 2 minute oor 11, en dan stop ek, en dan bid ek. Soms gaan ek deur dinge waar daar's 'n moeilike gesprek, wat ek moet hê met iemand, of daar's dinge wat druk, 'n besluit wat ek moet maak, of 'n e-pos waarop ek moet reageer, 'n frustrasie, ek sal besig wees om te bid, en dan kom daar dinge op, maar besef ek, Here, hierdie ding moet ek vir jou gee, hierdie versoeking waarmee ek sukkel, hierdie bekommernis in my lewe, ek gaan deur hierdie goeders, en dan weer eens, jou dag is aan die gang, nee, want teen 11 uur die oggend is al 'n paar dinge waar jy bekommerd is, en dan ewe skielik dan gaan my wekkertjie af, en dan word ek weer eens herinner dat ek met my Vader praat oor my situasies. Hierdie dag behoort aan die Here. Ek kan sê, Vader, laat U naam geheilig word. Here, dit gaan nie oor my reputasie nie, dit gaan oor U reputasie. Ek kan sê, Here, laat U koninkryk kom. Dit gaan nie oor my agenda nie. Dit gaan absoluut oor U, dit gaan oor U. En wat ek agtergekom het, my reaksies, my ingesteldheid het begin verander, my gemoed het begin verander, my perspektief het verander, my perspektief het begin skuif. Selfs versoeking het sy krag begin verloor, sy houvas begin verloor oor my lewe, omdat ek elke dag weer vir Jesus vra, elke liewe dag vra ek vir Jesus, 11 uur die oggend, as hy wekker af van 2 minute oor 11, dan vra ek vir Jesus om betrokke te wees in my dag. Ek vra dat hy my sal help om myself te belyn met sy wil en met sy hart. Daar wil ek vandag vir jou en ons hele gemeente ook aanmoedig met hierdie eenvoudige uitnodiging. Dis nie 'n nuwe reël nie, dis nie 'n nuwe wet nie, dis nie nog iets wat ek wil hê jy moet net op jou doenlysie sit nie. Ek wil jou uitnooi tot hierdie eenvoudige ritme. Ek wil jou vra om vandag, sommer direk na hierdie boodskap. Nou, ek weet nie wanneer jy hierdie boodskap gaan kyk nie, maar ek wil jou uitdaag om jou selfoon uit te haal, om te vat, en dan stel jy vir jou 'n wekkertjie van maandag tot sonderdag, elke dag 2 minute oor 11. Nie omdat 2 minute oor 11 'n heilige tyd is nie, maar omdat Lukas 11 vers 2 ons herinner en sê, wanneer julle bid. En geliefde, wanneer daardie alarm môre gaan afgaan, wil ek hê jy moet net vir 'n oomblik stop. Of jy alleen is, en of jy saam met mense is, wat jy doen is, jy bid die Onse Vader. Of jy bid dit, soos ek baie keer doen, daagliks wat ek doen is, ek bid dit in my eie woorde. Nee, laat jou hart eenvoudig weer na die Vader toe terugkeer. Kan jy net vir 'n oomblik net jouself indink, môre 2 minute oor 11, gaan honderde selfone in ons gemeente op dieselfde tyd lei. In kantore, by skole, in jou kar daar waar jy ry, by die huis, in 'n winkelsentrum. Ek sal nie vergeet nie, omtrent so 'n week terug stap ek en my vrou in een van ons winkelsentrums in Johannesburg, en my wekkertjie gaan af, en wat vir my so besonder is dat baie kere, soos ek sê, ek is nie noodwendig, ek staan nie op die oggend en dink 11 uur vanoggend gaan my wekker afgaan nie. Meeste van die tyd is ek net besig. Ek's besig met waarmee ek besig is. En ek het nou as ry maandag die middag toe, of die oggend, of ek dink dit was Dinsdag, stap ons, en hier vibreer my foon in my broek se sak, en ek draai so na my vrou, en ek sê, Brieso, en ek vat haar net so om die arm, en ek sê, kan ek net gou vir ons Onse Vader bid, en ek sal nie vergeet hoe mooi was daai oomblik vir my nie. So, geliefde, wat ek vir jou probeer sê is, kan jy jouself net instel, voorstel, môre daar waar ons beweeg as gelowiges, tussen ons kollegas, ons vriende, ons familie, daar waar ons werk, in hospitale, boupersele, oral waar mense is, dis nie, wat gaan gebeur is, jou wekkertjie gaan afgaan. En dit is nie om op 'n spesiale tyd te aanbid nie, maar dit is om ons terug te wys na Lukas 11 vers 2. Hoekom? Want ons harte vergeet vinnig. En Jesus kom gee vir ons 'n ritme wat ons harte telkens gaan terugbring na die Vader toe. So mag 2 minute oor 11:02, nie net 'n tyd op jou foon wees nie, mag dit die oomblik word waar jou hart elke dag weer na die Vader gaan terugkeer. Ek hoop regtig jy gaan hierdie ritme saam met ons aanpak. Dit is so eenvoudig, dit is so maklik. Ek het dit genoem, dit is 'n video wat vir my aangestuur was deur 'n vriend omtrent 'n maand terug, en dalk het jy self daai video gesien. Dalk sien jy hierdie gedagte van 11:02 vir die heel eerste keer vandag op hierdie kanaal, en ek wil jou aanmoedig.
Deel die gedagte van 1102 met ander mense en kyk wat gaan gebeur met jou lewe as jy elke dag jouself belyn met God se wil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir Lukas 11. En spesifiek Lukas 11 vers 2 waar Jesus vir ons kom leer hoe om te bid. En daarom Vader, wanneer ek afsluit, wil ek sê, U naam is heilig. U naam is heilig, ons naam is nie heilig nie. Ons is nie die belangrikste persoon in die storie nie. U is altyd die belangrikste persoon in die storie. En daarom wil ons bid en vra Here, laat U koninkryk kom in my lewe en ons lewens hier op aarde soos in die hemel. En op daai manier dan so word U naam geheilig. Here, dankie dat ons U kan vertrou vir ons daaglikse brood, vir ons daaglikse voorsiening. Dankie dat ons weet ons sekuriteit hang nie van onsself af nie, maar dit kom van U uit. Here, weet ek wil vandag ook vra, Here, dat daar waar daar bekommernisse is en frustrasies is en dinge wat ek oor onseker is, ek wil dit na U toe bring en sê, Here, help my daarmee. Bring vir my rigting, geef my wysheid, geef my kalmte waar daar nie 'n dadelike antwoord is nie, waar nie 'n dadelike uitkoms is nie. Here, help my ook so om in vergifnis te wandel teenoor ander mense. En is daar mense wat in onvergifnis teenoor my wandel, bid ek, Here, dat U vir ons 'n manier sal bewerkstellig waar ons kan dinge uitsorteer en waar ons weer in liefde en vrede met mekaar kan saamwandel. Maar Here, mag ons in die karakter en die gesindheid van Jesus so met mekaar werk, dat ons mekaar sal raak sien en so in vergifnis met mekaar wandel. Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En daarom, Here, weet ek dat vandag hoef ek nie in my eie krag hierdie dag aan te pak nie, en te weet dat elke liewe dag is 'n stryd wat ons stry van vlees teen gees, van goed teen kwaad, van 'n vyand, 'n werklike vyand wat my lewe en soveel mense se lewens wil ruïneer. Bid ek vandag, Here, dat U my sal help en ons sal help, dat ons nie in versoeking sal val nie, dat ons sal verlos word van die mag van die bose en dat U werklik vir ons sal lei in alles. En daarom, Here, dank ek U dat ons weet ons is nie alleen nie. U naam is heilig, U is ons Vader en U is by ons. En daarom, Here, weet ek het krag vir nog 'n dag. Dankie dat ek nie alleen in hierdie wêreld leef nie, en dat ek saam met my boeties en sissies in Christus ook kan vertrou dat U werk in en deur ons vir 'n beter wêreld hierdie kant van die hemel. Ek dink, Here, net om af te sluit, Here, lei ons, leer ons, rig ons. Ons loof U, ons eer U en ons dankie. Ons dankie vir Jesus wat vir ons kom leer het hoe om te bid. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam mee is, wil ek jou uitdaag, deel hierdie boodskap saam met iemand anders of vir iemand anders. Vertel hulle van 1102. Dankie vir die kommentare, dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle gebed. Ons waardeer julle so baie. Gaan in vrede. Totsiens.